Goeiemôre graad 12 en welkom by nog 'n Katie en wetenskap tutoriaal. In vandag se les gaan ons spesifiek kyk na die KC-tabel en ons gaan kyk na 'n ou eksamen voorbeeld dat jy weet hoe om hierdie tabel in te vul. Nou ouens, die tabel wat ek op die bord het vandag word omtrent in elke liewe graad 12 eksamen gevra en dis is dit baie belangrik dat jy hierdie tabel bemeester. Iets wat ek altyd graag in die klas ook noem is dat hierdie tabel se uitleg nie vir jou gegee word in 'n eksamen nie. So dis nie net belangrik dat jy die tabel kan invul nie, maar ook dat jy die tabel memoriseer. 'n Vraag soos hierdie in jou eksamen kan tot en met 12 punte tel, so soos julle kan sien is dit regtig 'n belangrike afdeling van jou graad 12 chemie werk. Dit gesê, ek het die Afrikaanse name hier vir julle, maar wat ek graag wil doen voor ons begin, is ek wil net die Engels gou langsaan vir julle neerskryf, want ek glo die Engels is so klein bietjie makliker om te memoriseer. Julle is welkom om ook te verwys na my Engelse weergawe van hierdie probleem. So die Engelse weergawe is 'n akroniem is net RICE en jy spel hom met 2 E's en dis dan lekker maklik om te onthou. Die Engelse weergawe van 'n verhouding is dan ratio. Aanvanklik is maar net initial, change, equilibrium, and then equilibrium concentration. So dis net iets om ook na te kyk as dit vir jou makliker is om so te onthou. Maar in vandag se les werp ons hierso met die Afrikaanse name. So graad 12, jy kan sien en wat ek sal aanbeveel in jou eksamen is kry sommer 'n highlighter in jou hand dat jy met 'n highlighter in jou eksamen werk om die belangrike inligting hier uit te haal dat jy nie die probleem oor en oor lees nie. So dis ook wat ons in vandag se les gaan doen. In hierdie vraag sê dit vir ons 0,1 mol HF word opgelos in 1 kubieke desimeter water. Bepaal die Ka van HF as die pH gevind is om 2,1 te wees en dan sê dit vir ons HF dissosieer volgens die volgende chemiese vergelyking. Nou ouens, in hierdie voorbeeld is hulle vraag gaaf, hulle gee vir jou die chemiese vergelyking. Sommige voorbeelde gee hulle dit nie vir jou nie en dan moet jy ook weet hoe om dit te doen. Maar dit gesê, wil ek sou begin het as jy was in hierdie vraag, is ek sou net vir my die Ka waarde neergeskryf het aan die regterkant of die basisvergelyking dat jy kan sien wat jy alles moet uitwerk om daarby uit te kom, want dis die eintlike vraag. So kom ons doen dit sommer hierso regs. Die Ka van hierdie voorbeeld, Ka gaan dan wees die konsentrasie van die produkte, so dit is die konsentrasie van die hydronium, H3O plus tot die mag van die mol, in hierdie geval is daar 1 mol van dit, so jy sê tot die mag van niks nie, en jy gaan dit maal met die F minus, weer eens tot die mag van 1 mol, omdat daar niks vooraan staan nie. En jy gaan dit sit op die produkte. In hierdie geval gaan jy dit net sit op HF, en graad 12 wat baie belangrik is om te onthou, is wanneer jy 'n Ka waarde, Kb waarde, of op die einde van die dag 'n Kc waarde bereken, al wat jy in gaan sluit in dit is die A'tjies en die gasse. Jy gaan nie S of L hier insluit nie. So enigiets wat solied is of enigiets wat in vloeistof weergawe is, stel jy nie in belang met betrekking tot jou Ka waarde nie. Dis hoekom ons in hierdie geval water ignoreer. Dit gesê, as ons kyk na hierdie voorbeeld, wil ons met ander woorde die konsentrasie hydronium hê, ons wil die konsentrasie F minus en HF hê. Nou uit die inligting hierbo kan ons sien daar's heelwat goedjies wat mis, maar hulle gee wel vir ons die pH as 2,1. Graad 12 net nog 'n ding wat ek wil noem is onthou, hierdie Ka waarde is by equilibrium. So jy kan nie enigiets net vinnig hier uitwerk. Byvoorbeeld hulle sê vir ons 0,1 mol HF word opgelos in 1 kubieke desimeter water. Jy kan nie die konsentrasie van dit net vinnig uitwerk en hier insit nie, want dit is die beginkonsentrasie en nie die equilibrium konsentrasie nie, en dit is hoekom ons hierdie tabel nodig het. So lees maar net mooi in jou eksamen, is dit 'n beginkonsentrasie of is dit 'n equilibrium konsentrasie? So, ons gaan werk met die pH. Jy kan altyd aanneem die pH is die konsentrasie by equilibrium. So ons gaan die pH gebruik om die konsentrasie hydronium uit te werk. En jy het in graad 12 geleer dat die pH gelyk is aan die negatiewe log van die hydronium konsentrasie. Plus. In hierdie geval het jy die pH, so jy kan invervang, net om ons lewe bietjie makliker te maak. En ouens, ek wil hê jy moenie te veel bekommer oor die wiskunde nie. Hou die wiskunde en die fisiese wetenskap vraestel so eenvoudig moontlik. So jy gaan sommer op jou sakrekenaar die volgende manipulasie doen.
om dan die hydroniumkonsentrasie te kry, H3O+, gaan dan wees 10 tot die mag negatief 2,1. En dit kom natuurlik van daai pH af, 2,1 soos julle hierbo kan sien. Dan gaan jy dit net so in jou sakrekenaar indruk sonder om dit te oordink en jy gaan net sê die hydroniumkonsentrasie H3O+ is dan gelyk aan 7,94 maal 10 tot die negatief 3. En graad 12 onthou wat ook al jy doen in jou eksamen, jy moet altyd die regte SI-eenheid hê. So onthou jou SI-eenhede daardeur gaan. Sê nou maar jy het hierdie antwoord net so gelos, kan jy baie keer 'n punt verloor omdat jy nie gesê het dit is mol per kubieke desimeter tot die negatief 3 nie. So belangrik SI-eenhede. Dit gesê, het ons nog steeds nie genoeg inligting om hierdie Ka-waarde volledig in te vul sodat ons die Ka kan bepaal wat eintlik die vraag is nie. So wat ek wil hê julle moet doen in 'n eksamen is begin sommer met die tabel en begin net invul alles wat jy het. Afhangende wat 'n eksamen dit is, dit gaan afhang watter inligting hulle vir jou gee. Dit gaan nie altyd dieselfde inligting wees nie. Wat belangrik is dat jy met die tabel kan werk en die tabel kan gebruik om die uitstaande inligting te bepaal. So kom ons begin sommer met die mol-verhouding. Nou graad 12, die mol-verhouding kom letterlik van die bo af. Vanaf en die sleutelwoord is jou gebalanseerde vergelyking. Maak dit seker in jou eksamen dat die vergelyking wat jy ontvang gebalanseer is. Baie keer sal hulle vir jou in die sin sê die ongebalanseerde vergelyking, maar dan sal die eerste vraag waarskynlik wees balanseer dit. Sê nou maar die eerste vraag is nie balanseer die vergelyking nie, dan moet jy dit eers balanseer voordat jy met dit kan begin werk. Maar in hierdie geval kan julle sien is 'n lekker maklike vergelyking in die sin van alles is in 'n mol-verhouding van 1 tot 1 tot 1. So wanneer ek die verhouding hierin gaan vul, gaan dit die HF wees. Die HF, weer eens, jy los die water uit, want ons stel nie belang in die water nie, want dit is in 'n vloeistof weergawe. Jy gaan wel belang stel in die hydronium en dan in die F-. En ek vul letterlik in vanaf my gebalanseerde vergelyking. So hierdie is in 'n mol-verhouding van 1 tot 1 tot 1. Dis baie belangrik hierdie mol-verhouding, want ons gaan dit later ook weer in die tabel gebruik. Dan gaan ons begin met die aanvanklike mol. Nou ouens, as julle lees, sê hulle letterlik vir ons in die vraag 0,1 mol HF word opgelos. Ons maak dus die aanname dat ons begin met 0,1 mol HF. Nou graad 12 is belangrik is om te besef en hulle verwag dat jy hierdie weet, is as ek begin met hierdie reaksie, het daar nog nie produk gevorm nie, tensy die voorbeeld vir jou duidelik sê daar was produk om mee te begin. Dis neem ons aan in die begin, dat ons niks produk het nie, en ook niks verdere produk het nie, so ek maak die aanname dat daar niks produk is nie, want dit het nog nie gevorm nie. Dan om die verandering in mol te bepaal, ouens, is belangrik om te besef dat die verandering in mol altyd in die mol verhouding gaan plaasvind. So ek gaan hierdie hele kolom vir julle net so 'n bietjie oranje maak, dat julle kan sien die oranje en oranje gaan saam en om te besef, met ander woorde, hierdie verandering gaan altyd in 'n verandering volgens die mol verhouding wees. Ons gaan binne 'n oomblik of 2 daarna kyk, kom ons los dit net vir 'n sekonde, ons gaan aan en vul in wat ons het. Nou die volgende deel hierso is die equilibrium mol, ons los daai ook net vir 'n sekonde. Wat ons wel het sover, is ons het die equilibrium konsentrasie van die hydronium, wat ons het dit hierbo uitgewerk deur middel van die pH te gebruik. So ek gaan letterlik hier by die hydronium skryf, dat jy by ewewig 'n konsentrasie het van 7,94 maal 10 tot die negatief 3. Nou graad 12 in hierdie voorbeeld maak hulle jou lewe maklik, want hulle sê vir jou alles is opgelos in 1 kubieke desimeter water. So as ek net gou vinnig kan demonstreer, jy weet met ander woorde dat die konsentrasie gelyk is aan die mol op die volume. So konsentrasie is gelyk aan mol op volume. Hierdie kom van graad 10 af. In hierdie geval is die volume 1 kubieke desimeter. So jy kan met ander woorde aanneem, dat sê nou maar die konsentrasie is 7,94 maal 10 tot die negatief 3, die ewewig mol presies dieselfde gaan wees, want ons deel dit deur 1. So in hierdie geval gaan dit wees 7,94
maal 10 tot die negatief 3. Nou van daar af kan ons begin werk, want ons het nou een van die kolomme omtrent heeltemal uitgewerk. So nou kan ons van daar af begin redeneer, wat was die verandering? Nou jou redenasie moet gaan soos volg. Ek het aanvanklik 0 mol hydronium. By ewewig het ek 7,94 maal 10 tot die negatief 3. Wat was die verandering gewees? En met ander woorde, wat is die verskil tussen daai twee getalle? Nou, om hierdie te verstaan, moet jy ook verstaan wat aan die gebeur is met hierdie vergelyking. En aan die linkerkant is ons besig om die reaktanse te verminder. So alles aan hierdie linkerkant, kom ek maak dit sommer vir ons pers. Alles hier so links is besig om af te neem en ek is besig om aan die regterkant te produseer. Met dit in gedagte, weet ek dus dat ek besig is om die HF te gebruik. So dis besig om af te neem, die verandering neem af en ek is besig om hydronium te produseer, so dit gaan plus wees. Ek is ook besig om F- te produseer, so dit gaan 'n plus wees. So in hierdie geval 0 plus wat gee vir my 7,94 maal 10 tot die negatief 3? Dit is 0 plus 7,94 maal 10 tot die negatief 3. Nou graad 12, wat ek volgende gaan sê is baie belangrik en hierdie kom so 'n bietjie van graad 11 af na voer in jou graad 12 werk in. En dit is belangrik dat jy met hierdie molverhouding kan werk om die res van die verandering te bepaal. Nou, aangesien dit 'n 1 tot 1 tot 1 verhouding is dit nou redelik eenvoudig en ek weet die verandering gaan almal dieselfde wees. Dit gaan negatief 7,94 maal 10 tot die negatief 3 wees en dit gaan plus 7,94 maal 10 tot die negatief 3. Wat ek wel net gou wil doen is ek wil vir jou demonstreer aan die regterkant wat is aan die gebeur hier in geval die molverhouding nie in 'n 1 tot 1 tot 1 verhouding was nie. Sê nou maar jy het die hydronium gehad en jy soek die HF, dan weet jy HF en hydronium H3 plus is in 'n verhouding ten opsigte van mekaar. Die verhouding, en ek maak dit oranje dat julle nou mooi kan saamvolg, is 1 tot 1. In hierdie geval het ek toe nou geweet die groen het hulle vir my gegee of het ek uitgewerk deur middel van my pH en dit was 7,94 maal 10 tot die negatief 3. In graad 11 het ons hierdie gedoen en ons het gesê, maar wat gaan die verandering in HF dan wees? Ons het kruisvermenigvuldig en x opgelos en dis het ons gesien, maar x is dan ook 7,94 maal 10 tot die negatief 3. Graad 11 werk wat op daai kolom inspeel. Ek gaan uitvee hierso, julle kan altyd net weer kyk na die video en terugverwys hiernatoe. Ek sal 'n aparte video maak om net bietjie die graad 11 werk te hersien met betrekking tot molverhoudings. Nou dit gesê, nou het ons redelik die tabel ingevul en ons kan nou net klaarmaak om op die einde van die dag die ewewig konsentrasies te kry wat ons wil hê vir die Ka waarde. So in terme van die ewewig hier aan die linkerkant, kan julle sien dat ons begin het met 0,1 minus 7,94 maal 10 tot die 3 en as jy dit in jou sakrekenaar gaan indruk, gaan jy sien ons kry 'n waarde van 0,092 en dan soos ons nou net bespreek het, aangesien in hierdie geval die konsentrasie die mol op 1 is, want ons werk met 1 kubieke desimeter, maak ek die aanname dat die ewewig konsentrasie ook 0,092 gaan wees. En aan die regterkant gaan ek presies dieselfde doen. Ek gaan sê 0 plus 7,94 maal 10 tot die negatief 3. Ek gaan dit in my sakrekenaar indruk of in hierdie geval is dit net plus 0, so dis lekker maklik. 7,94 maal 10 tot die negatief 3. Weereens, selfde aanname wat jy gaan maak. Jou ewewig konsentrasie gaan dieselfde wees. 3. Fantasties. Ouens, nou kan ons eintlik dit invervang in die Ka waarde in. Dis eintlik wat hulle voorgevra het. Onthou graad 12 om alle stappe te wys. So ons het nou reeds die Ka waarde basisvergelyking aan die regterkant en nou gaan ons net invervang. So ek gaan sê is gelyk aan die hydroniumkonsentrasie in hierdie geval en ek wil sommer net gou vir julle weer hier in pink aandui. Met ander woorde, ouens, ons gebruik nou hierdie waardes. Dis wat ons gaan invervang in hierdie Ka tabel in. So dit gesê, ek gebruik die hydroniumkonsentrasie en in hierdie geval was dit 7,94 maal 10 tot die negatief 3 en dan gaan dit maal met 7,94 maal
10 tot die negatief 3. Julle kan presies sien waar dit vandaan kom nou, en dan gaan dit sit op 0,092. Sit alles in jou sakrekenaar in, en as jy dit doen, gaan jy die waarde kry van 6,85 maal 10 tot die negatief 4. Onthou uit geen eenheid nie, want dit is net 'n KA-waarde. Graad 12, ek wil net gou ter afsluiting vir die video vir julle ook wys waar jou punte toekenning gewoonlik vandaan gaan kom, en dit hang nou maar af wat 'n eksamen dit is. Maar in terme van hierdie tabel hoe daar gewoonlik gemerk word in 'n graad 12 eksamen, is hulle merk elke ry wat reg is. So is alles reg met jou verhoudings? Ja. Is alles reg met jou aanvanklike mol? Ja. Verandering? Yes. Ewewig? Ja. Ewewig konsentrasie? Ja. Afhangende van hoe hulle merk, jy kan selfs 'n punt hier kry vir daai formule, punt vir die formule, die pH wat jy daarbo uitgewerk het, en 'n punt daar net as jy 'n eenheid het, en aan die regterkant vir jou basisvergelyking. Afhangende hoe hulle merk ouens, kan hulle of bo regmerk, onder regmerk, en dan finale antwoord. En as ons net so vinnig optel 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kan julle sien, dit is waar die 12 punte vandaan kan kom in jou eksamen. Baie belangrik dat jy hierdie tabel deurwerk. Ek hoop alle sterkte vir julle toe vir hierdie tabel en vir julle opkomende eksamens. As daar enige vrae is julle welkom om dit vir my in die YouTube comments afdeling te sit. Baie sterkte. Ek sien julle almal in die volgende video.